Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag Woensdag, die 19de November 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: gevangene wat lewenslange tronkstraf uitdien, sterf in die tronk. Nuushooftrekke vir vandag: vloot kry te min geld volgens 'n admiraal. Gevangene wat lewenslange tronkstraf uitdien, sterf in die tronk. Driekus bring EFC na Kaapstad. Lungi Ngidi gaan in tweede crickettoets teen Indië speel. Onder 21 netbalspelers gaan by nasionale Proteaspan betrek word. Jake Paul, die YouTuber, gaan teen Anthony Joshua in die kruit klim. Die man wat lewenslange tronkstraf uitgedien het, weens onder meer die ontvoering en verkrachting asook die moord op Tasney van Wyk, wat 8 jaar oud was, is dood. Die departement van korrektiewe dienste het in 'n beëdigde verklaring gesê, die man het in sy slaap gesterf. Hy is gister deur amptenare van die brandvlei-gevangenis buite Woester dood in sy sel aangetref. Hy het as ny op 7 Februarie 2020 in Ravensmead ontvoer, waarna hy haar verkragt en vermoor het. Hy is in Oktober 2022 skuldig bevind op 22 aanklagte van onder meer verkrachting van minderjarige slagoffers, aanranding, ontvoering. Hy is 9 lewenslange vonnisse opgelê weens hierdie gruwelmisdade. Hy was 57 jaar oud ten tye van sy vonnisoplegging in Februarie 2023. Waarnemende regter Ellen Maar het hom destyds as 'n seksuele roofdier beskryf. Hy sê hy is nie rehabiliteerbaar nie en die gemeenskap moes teen hom beskerm word. Vlootadmiraal Monday Lobese, hoof van die Suid-Afrikaanse vloot, kry die wind van voor nadat hy die naweek weer sy kommer uitgespreek het oor 'n gebrek aan finansiering vir die weermag en hoe die land se veiligheid kan belemmer. Die departement van verdediging en militêre veterane het gesê hy neem met kommer kennis van die opmerkings en gepaste stappe sal teen Lobese gedoen moet word. 6 miljard rand gaan ook jaarliks verlore weens onwettige vissery, terwyl misdadiges ter see ook dwelms en wapens insmokkel om onder meer betrokke is by mensehandel. Volgens Lobese is die vloot die eerste linie van verdediging teen bedreigings aan die kus en moet daarop gefokus word om die vloot te moderniseer en om vandag se komplekse en dinamiese uitdagings die hoof te kan bied. Hy vra ook of diegene wat besluit te neem wat die weermag verswak, nie dalk wil toesien dat hy deur private veiligheidsmagte vervang word nie, en 'n oproep gedoen dat sulke ongegronde wetlike besluite teengestaan moet word. Angie Motshega, minister van verdediging en militêre veterane, sê sy beskou die opmerkings as onvanpas, onopreg en betredenswaardig, oor 'n kwessie wat Lobese ten volle bewus was op alle vlakke aandag geniet het. Chris Hatting, DALP en woordvoerder oor verdediging, het gistermiddag gesê sy party neem ook kennis van Lobese se onlangse opmerkings asook die besluite om tugstappe teen hom te doen. Hy verwelkom Motshega se besluit om op te tree nadat generaal Ruzani Mapanywa, hoof van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag, voorheen verdedig is vir onregmatige politieke uitlatings in Iran, al het hy die presidentsie en die departement van internasionale betrekkinge en samewerking hulle self daarvan gedistansieer. Die jongste Amerikaanse G20 dwarslap na Suid-Afrika kan volgens 'n plaaslike kenner daarop dui dat president Donald Trump se administrasie nie baie gretig is om 'n Suid-Afrikaanse afvaardiging na volgende jaar se beraad te verwelkom nie. Dit sal 'n gekonsentreerde groep wees wat mee bymekaar kom en die mense sal sien wat Amerika aan hulle bied, so die Amerikaanse leierskap dankse president Donald Trump gesê. Professor Theo Venter, politieke ontleder verbonde aan die Sakeskool van die Noordwes Universiteit, sê Bessing se uitlatings kan daarop dui dat Amerika nie baie gretig is om Suid-Afrika op volgende jaar se beraad te ontvang nie. Driekus Du Plessis gaan nie volgende jaar self in Kaapstad in die kruit klim nie, maar hy hoop om 'n Extreme Fighting Championship, oftewel EFC, geleentheid in die moederstad, sal die wêreld wys wat in Suid-Afrika steek. Dit staan bekend as die UFC Knox Legacy Series 2026. Wat ons met hierdie geleentheid wil doen, is om vir die wêreld te wys dat ons 'n groot geleentheid gaan hou. Du Plessis se voormalige UFC Fighting Kampioenskap, middelgewig wêreldkampioen. Hy is die titel en die goue gordel kwyt sedert die Rus Khamzat Chimaev hom in Augustus gewen het. Dit is so 'n groot ding en baie moeiliker om te doen as wat die mense sal dink, het Du Plessis aan die media bekend gemaak. Ons wil plaaslike vegters die geleentheid gee om teen internasionale vegters van oor die wêreld heen mee te ding, om raak gesien te word, om die geleentheid te kry om groter dinge te bereik. Die Suid-Afrikaanse vegters wat op 26 Februarie 2026 gaan deelneem, sluit in Faiz Jacobs, die huidige UFC kapokgewig kampioen,
Luke Michael, die UFC middelgewig kampioen, asook Terence Balo, Adrian Sanchez en Tumelo Manyamala. Daar sal ook 'n vrouegeveg wees, maar die besonderhede moet nog bevestig word. Die name van die teenstanders word ook eers later aan die media bekend gemaak. Duduzile Zuma, dogter van oud-president Jacob Zuma, wou haar pa weer 'n vryman maak, het die Hooggeregshof in Durban gister aangehoor. Zuma Zambutla word aangekla van aanhitsing tot terreur en geweld in verband met die onluste en plundery in 2021 in KwaZulu-Natal en Gauteng. Sy ontken egter die skuld. 'n Kenner van sosiale media reg het gister in die getuiebank ingeskuif. Die 2021 onluste het daartoe gelei dat 350 mense dood is en miljarde rande se skade aan infrastrukture aangerig is. Die onluste en geweld het uitgebreek kort nadat Zuma in hegtenis geneem is weens minagting van die hof. Daar is nie plasing wat duidelik stel dat mense onmiddellik moet uitgaan en gaan brand nie, maar daar was beslis 'n spanning in die lig wat dit aangemoedig het. Die staat het ook bekend gemaak dat party van Zuma se tweet wat sy tydens die onluste geplaas het, intussen van haar sosiale media platform verwyder is. Zuma Zambutla het gister weer in die beskuldigde bank geglimlag en haar kop geskit wanneer sekere stellings oor haar tweets gemaak is. Sy is ondersteun deur ander lede van die MKP party. Boere langs die val in Oranje rivier moet paraat wees omdat die riviervlakke die komende week kan styg nadat 8 sluise van die Valdam Maandag na swaar reën in die dam se opvangsgebied wel oopgemaak is. By die Bloemhofdam is die uitvloei om 10:00 van 120 cubic tot 250 cubic verhoog en later tot 400 cubic. Die stap is gedoen om te midde van stygende watervlakke in albei damme weens die volgehoue reën in Gauteng en Mpumalanga, sowel as ander dele van die land. Die Valdam en die Bloemhofdam het onderskeidelik 108% en 99% se kapasiteit maandagooggend aangeteken. Die departement waarsku dat die val in Oranje rivier stroom af hulle oewers kan oorstroom. Die DWS waarsku dat gemeenskappe in die Valdriehoek, Parys en ander laaliggende gebiede naby die rivier uiters versigtig moet wees. Inwoners aan die oewers van die Valrivier word ook versoek om waardevolle toerusting, beweegbare infrastrukture en vee te verskuif, aangesien die watervlakke steeds kan styg. Dit is noodsaaklik om waterhulpbronne, infrastruktuur te beskerm en te voorkom dat damme bars en dat rampspoedige gevolge kan volg. Die departement doen hierdie stappe as deel van sy veiligheidsmaatreëls om infrastrukture beskerm en lewens te beveilig is gesê. Die DWS sal die invloei en watervlakke by die Val en Bloemhofdam fyn dophou. 'n 55-jarige man wat aangekla word van die onwettige besit en handel in 'n bedreigde spesies is gister in die Landdroshof in Pretoria Noord borgtog geweier. Jan Moeng en sy 3 medebeskuldigdes is in Oktober in hegtenis geneem terwyl hulle na bewering 'n Itermagol probeer verkoop het. Die bedreigdes diertjie is na raming sowat R160.000 werd. Die 3 medebeskuldigdes, Isak Letele Ntsibe, 62 jaar oud, en 2 polisiekonstabels wat by Sun City polisiekantoor gestasioneer was, Makania Samuel, 43 jaar oud, en Paulina Magaki, 43 jaar oud, is op 10 November op borgtog van R2000 elk vrygelaat. Die staatsaanklaer het egter Moeng se aansoek in die hof teengestaan en meen dat hy 'n vlugrisiko inhou. Daar is wel vasgestel dat Moeng 2 vorige veroordelings het, een weens poging tot moord en 'n ander weens roof. 'n Lasbrief is ook 13 jaar gelede uitgereik vir Moeng se hegtenisneming weens die besit van gesteelde eiendom. Die Landdroshof het die aansoek van die hand gewys. Die hofverrigtinge sal in Januarie weer hervat word. Die tweede grootste mediese fonds in die land, die Government Employees Medical Scheme, oftewel GEMS, se plan om bydraes van lede volgende jaar met byna 10% te verhoog, het woede by staatsamptenare ontlok. Die Vereniging van Staatsamptenare, die VSA, wat 245.000 staatsamptenare en pensioentrekkers verteenwoordig, sê die besluit is eensydig geneem en is 'n buitensporige verhoging. Volgens die VSA word regstappe oorweeg nadat GEMS nie die mandaat nagekom het nie. Dit gaan 'n verwoestende impak op die geldsake van honderde duisende amptenare in die openbare sektor hê en die verhogings wat met die loononderhandelinge verkry is, wegvreet. Die mediese fondsbedryf voer aan die verhogings is nodig omdat mediese inflasie hoër is as gewone inflasie. Dis omdat die eise van mediese fondse vinniger styg as inflasie weens die siektelas onder die bevolking. Volgens die vakbond is hy oorval deur oproepe van lede wat ontsteld is oor die verhoging en het oorweeg om hulle lidmaatskappe te kan kanselleer. GEMS se verskoning dat die verhoging meegebring word deur mediese inflasie en benutting klink hol terwyl die mediese fonds voortgaan om sy administrasie teen R1 uit te kontrakteer aan private sektore en 'n gebreke bly om bedrog, vermorsing en misbruik aan te pak,
aldus die FSA. Discovery, die grootste mediese fonds in die land, sy verhogings 3 in April in werking. Dit gaan tussen 6,9% en 7,9% wees. Australië se gunsteling om die reeks om die as oor die volgende 2 maande te behou, maar enigiets minder as die gebruikelike oorheersing oor Engeland op tuisbodem gaan sekerlik die debat oor die tempo en oorgang na jonger generasie weer laat opvlam. Pat Cummins, Mitchell Starc, Josh Hazelwood, Nathan Lyon, Steve Smith, Usman Khawaja, almal is in hulle middel tot laat 30s en vorm die kern van hierdie span wat daarna mik, laat 30s en vorm die kern van hierdie span wat daarna mik. Australië se diepte wat snel bowlers betref, gaan beslis in die eerste toets getoets word. Cummins se kaptein en Hazelwood, albei lede van die 3-lede tal wat Australië vir 'n dekade lank op die toets wêreldranglys behou het, is albei beseer. Khawaja wat gedurende die reeks op 18 Desember sy 39ste verjaarsdag vier, bly ondanks sy kwynende syfers seker van 'n plek as een van die aanvangskolwers in die span. Die noutbowler Lungi Ngidi het hom by die Proteas aangesluit vir die tweede toets teen Indië wat Saterdag in Guwahati gaan begin. Corbin Bosch was in sy afwesigheid terug in die elftal as een van die snelbowlers in die eerste toets. Bosch het 25 lopies aangeteken. Dit was een van die groot keerpunte in hierdie wedstryd wat Suid-Afrika na merkwaardige terugvegpoging met 30 lopies gewen het om die voortou in die reeks te kan neem. Die 29-jarige Ngidi het nog net een toets in Indië gespeel in 2019 in Ranchi en hy het nie 'n paaltjie laat kantel nie. Sy laaste toets was die eindstryd van die wêreldkampioenskap teen Australië in Junie op Lords. Shubman Gill, India se kaptein, gaan lydensberigte ook die tweede toets misloop. Hy het weens 'n nekspasma beseer uitgetree met sy telling op 3 in India se eerste golfbeurt en het toe nie verder aan die toets deel gehad nie. Intussen was daar gister ook onbevestigde gerugte uit India dat 3 van die Suid-Afrikaanse spelers maandag gedraai by die Woodlands Hospitaal in Kolkata gemaak het. Dit kan dalk as voorsorgmaatreëls gedoen gewees het. Net 12 spelers staan na Lilongwe, Malawi reis, waar die Proteas vanaf 8 Desember hulle Afrika-titel sal verdedig. Jenny van Wyk, die Proteas se afrigter, sê dis altyd die plan om opkomende onder die 21ste betrek, maar die wêreldjeugtoernooi het vanjaar hulle voorkeur geniet. Die speler vertrek reeds vroeg in Februarie na hulle oorseese klubspanne. Die netbalkompetisie op die speel in Glasgow, Skotland, begin op 15 Julie. Van Dijk sê Suid-Afrika se toetsreekse teen Nieu-Seeland, Australië vroeër vanjaar het veral sy gebrek aan diepte opvallende vleuel en hoofdoelverdedigers uitgelig. Ons sal in Januarie 'n groot oefenkamp en proewe hou waarin meer as 20 spelers genooi sal word met die oog op voorbereidings vir die Engelse reeks, so sê Van Dijk. Jadine van der Merwe kry 'n ruskans asook Nicole Breed. Jake Paul, die bekende YouTuber, kom voor sy grootste toets tot nou toe nog in sy bokskry te staan wanneer hy die voormalige swaargewig wêreldkampioen Anthony Joshua volgende maand in Miami teen gaan boks. Matchroom Boxing het die geveg wat op 19 Desember in die Kaseya Sentrum in Miami, Florida plaasvind, maandag bevestig. Die geveg sal oor 8 rondes van 3 minute elk beslis word. Netflix sal die geveg regstreeks stroom. Paul het die 59-jarige voormalige swaargewig wêreldkampioen Mike Tyson verlede jaar met 'n eenparige puntebeslissing gewen. 'n Nederlaag teen die Brit Tommy Fury is die enigste klad op Paul se rekord. Die 9-malige Grand Prix wenner Oscar Piastri het Australië se hoogste erkenning in sport, die Don Eerbewys gewen en die Formule 1 ster beskryf het as 'n massiewe voorreg. Die 24-jarige Piastri het vanjaar die sprong na die elite gemaak en die nasionale trots aangevier. Piastri het egter met 3 wedrenne oor nog 'n groot stryd voor hom. Hy het verlede maand in die Meksikaanse Grand Prix die voortou in die titelwedloop aan sy McLaren spanmaat Lando Norris afgestaan en is nou 24 punte agter die Brit. Die Donprys is na die legendariese Australiese cricketspeler Donald Bradman vernoem. Dis 'n groot voorreg om 'n prys in die naam van Sir Donald Bradman te wen, het Piastri aan die media bekend gemaak. Dis altyd 'n ongelooflike gevoel op die wêreldverhoog te verteenwoordig en te kan presteer, het hy gesê. Baie dankie aan almal wat die vlag omhoog swaai en my toejuig by al die Grand Prix wedrenne oor die wêreld heen, het hy gesê. Carlos Alcaraz sal weens 'n besering nie vir Spanje in die Davis beker toernooi kan speel nie. Italië, Spanje, Oostenryk, Frankryk, België, die Tsjechiese Republiek, Argentinië en Duitsland pak mekaar van dese week in die eindtoernooi in Bologna, Italië. Jaume Munar en Pablo Carrefour sal vir Spanje in die enkelspel speel. Alcaraz het die afgelope Sondag met 7-6, 7-5 teen sy Italiaanse aardsvyand Jannik Sinner in die uitstryd van die ATP jaareindtoernooi in Turyn verloor. Die Italianers maak na 'n derde agtereenvolgende titel. Hulle daarom nog vir Fabio Caboli, Lorenzo Sonego, Matteo Berretti as hulle enkelspelkandidate. Alexander Zverev, derde op die wêreldranglys, sal wel vir Duitsland verteenwoordig. Italië en Oostenryk
pak mekaar vandag in die kwart eindrondes, terwyl Spanje môre teen die Tsjechiese Republiek te staan sal kom. Die toernooi se eindstryd word Sondag beslis. Oxenche het die eerste stid geword om benoem te word vir die wêreldrugby se manspeler van die jaar in 15s rugby. Hy, Pieter Stef de Tooy, Marco Marx en die Franse vleuel Louis Belberry het die kruisies gekry van die paneel wat bestaan uit Jacques Burger van Namibië, Fiona Gogian van Ierland, Victor Matfield van Suid-Afrika, Drew Mitchell van Australië, Ugoya Bueno van Engeland, Sergio Paris van Italië en Kieran Reid van Nieu-Seeland en Blaine Scully van Amerika. Die laaste tyd wat benoem is vir wêreldrugby se speler van die jaar was Engeland se Sarah Byrne in 2019. Die 30-jarige Nche is egter die eerste stid wat benoem is vir die mansafdeling. Ethan Hooker, bokspanmaat van Nche, is benoem vir wêreldrugby se deurbraakspeler van die jaar. Die veelsidige agterspeler is saam met Nieu-Seeland se Fabian Holland, Engeland se Henry Pollock en Australië se Joseph Akuso Swali benoem vir die prys. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons Weerberg vir die streek, Messina 1531, Polokwane 1427, Lepalale 1431, Mbombela 1625, Mahikeng 1831, Pretoria 1630, Johannesburg 1629, Ermelo 1026, Galagadi 2235, Gaborone 1833, Richards Bay 1526, Pietermaritzburg 1222, Durban 1526, Port St. John's 1422, Pongola 1626, Maputo 2026, Bethlehem 924, Bloemfontein 1428, Alaval Noord 1126, Welkom 1529, Vryburg 1832, Kimberley 1731, Appington 2135, Prieska 1933, Springbok 1633, Karasburg 2035, Keetmanshoop 2135, Mariental 2436, Alexanderbaai 1320, Brandvlei 1832, Loederitsbaai 1630, Vredendal 1336, Kaapstad 1623, Sutherland 825, George 1320, Jeffreys Bay 1325, Geberra 1226, Grafreinet 1124, Kaaphooggelas 1223, De Aar 1328, Molteno 821, Beaufort West 1328, Oos-London 1123. Ons markte vir die dag, die rand verhandel teen R17.22 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.20, die euro verhandel teen R19.96, die pond kos R22.65, 'n yen kos 11 sent, die prys van silwer is $50.16 Amerikaanse sent, platinum verhandel teen $1,546, palladium kos $1,414, die prys van goud per fyn ons is $4,041, die prys van Brent-olie per vat is $64.20 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag, ons maak soms foute, maar deur foute te maak, leer ons om reg te werk, so begin te werk, elke dag sal vir homself sorg. Dis al vir vandag, onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe op my kanaal, 'n aangename dag word vir almal toegewens.